Die Frans Joubert van Lewende Hoop het die praat die 21ste Junie 2026. Ons tema is Elohim se Vaderhart en is ons tweede aflewering. En ek wil eintlik sê, waar kom seer vandaan en wat het hy vir ons in gedagte? Kom ons bid saam. Aba Vader, wat 'n groot voorreg is dit om as u kinders voor u te kan kom buig, en u te kan aanbid en u te kan loof en prys. Baie dankie vir u goedheid en guns wat u oor ons uitstort elke dag. Vir u liefde en trou wat ons omvou. En dat u ons versorg en ons elke dag dra. Ons wil u naam groot maak en u verheerlik. Amen. Ons gesels oor die Vaderhart van Elohim en die rede is dat die meeste mense van ons volk en baie van ons eie mense nie die God as die Vader, as 'n liefdevolle Vader ken nie. Hulle ken hom nie as iemand wat hulle liefhet of wat hulle dan van hulle kant af kan vertrou en liefhet nie. Hulle ken hom nie as iemand wat absolute lojaliteit en toewyding waardig is nie. So, ons gesels oor die Vaderhart om jou 'n bietjie 'n ander perspektief te gee van mense wat baie ver verwyderd voel van ons Elohim. Daar is sommiges, en soos ek gesê het, selfs onder ons eie mense, wat nog steeds glo, Elohim is een of ander krag. En dis 'n baie ver afwesig, wat nie werklik by ons persoonlik betrokke kan wees nie. Ander wil hom graag persoonlik leer ken, maar hulle het 'n stryd daarmee, en iemand het 'n ander dag vir my weer gesê, en hy praat, met respek gesê, hy sien hom as 'n oupa figuur met 'n lang wit baard. Iemand wat eintlik uit die hemel op jou neergluur, as jy nou op 'n erediens bietjie lag en 'n grappie maak of glimlag, né? Of as jy kwaad doen, stuur hy weerlig as jy lelik fouteer. Ek persoonlik glo, en ek glo die meeste van die stem saam met, dat Elohim het ons geskep om soos hy te wees. Hy het ons geskep om mekaar lief te hê. Hy het ons geskep om sy skepping met verantwoordelikheid te versorg en te bewaar en te bestuur. Hy het ons geskep om sekerheid en vertroue te hê in wie ons as mense is. Maar weet jy wat, dis baie keer ons pyn, ja, en selfs aan die ander kant ons selfsug, wat ons weerhou om werklik te wees, soos die Vader bedoel het, ons geskep moet wees. Ne? En dit is baie keer die gevolge van hoe mense groot geword, waar daar dalk 'n bietjie skewe liefde en gebrek daaraan was, dat verhoudings dan nie is soos wat dit behoort te wees, nie veral met ons hemelse Vader. Nou, ander dag lees ek die stuk en iets val my op van 'n skeefgetrekte liefde in Genesis 25 vers 28. En dis net snaaks hoe Vader partykeer vir jou iets oopmaak. Daar staan, en Isak het Esau liefgehad, want wilsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob liefgehad. En ek dink, maar wat van Jakob? Het Isak hom dan nie liefgehad nie? Want staan hier so geskryf, en dit kom op ander plekke eintlik op beneden weer. Isak het vir Esau liefgehad, en ek dink Jakob het daardeur 'n soort van 'n gewonde hart gehad en 'n gebroke verhouding dalk met sy aardse vader. Sommiges sal erken dat hulle in ouer huise groot geword het, waar daar ook dalk 'n skewe liefde of gebrek aan liefde van 'n pa was, of dalk selfs van 'n ma. En ek gaan so 'n bietjie vertel van beradingssessies wat ons vroeër jare gedoen het. Vele meisies het in beradingssessies aan die huil gegaan en snikkend vertel dat pa wou eintlik 'n seun gehad. En toe word sy nou gebore. En dan word sy groot gemaak en sy kry baie keer mans name. In die vroeër dae, ons almal ken van die ou mense wat, dus Petrus Jakobus, en dan word sy Petronella genoem. Ja,
En dan probeer sulke meisies baie keer so seuns lewe net om hulle pa te plesier, maar hulle kan nooit werklik daaraan slaag nie, want Elohim het hulle anders gemaak. En ons gaan nou nie eers die onderwerp van die homos en sulke goed aanraak nie. Een kind word dalk gruwelik voorgetrek voor die ander, en die ander kinders voel baie verwerp. Daar is die verhaal van 'n jong man wat vertel het, en dit was nogal skokkend om dit te ervaar, dat die gelukkigste dag van sy lewe was, en dan verwag jy, hier kom nou iets moois, hier kom nou iets aangenaams. Hy was 'n rukkie stil. Toe sê hy, maar wat was die gelukkigste dag in jou lewe? Toe sê hy, op my 11ste verjaarsdag het albei my ouers in 'n motorongeluk gesterf. En toe sê hy, ek is baie bly daaroor. En juis, my beradingssessie het amper net daar gestop. Jy weet nie wat om vir so mense te sê nie. Toe vertel die jongman dat hulle om eintlik elke dag van hulle lewens volgens hom nou vertel dat hulle hom nie wou hê nie. En hy sê sy pa het altyd 'n wrok gehad en daar was altyd iets fout. En sy ma het hom gedurig daaraan herinner dat hy onwelkom was en nie beplan nie, hulle wou hom nie hê nie. En daarom was hy bly dat hulle dood verongeluk het. Nou moet jy so 'n persoon beraad. Ek was op moedverlose vlakte, né? Klink dit vir u verskriklik en buite die normaal? Ek wil vir u sê, as jy bietjie in die wêreld begin werk, is daar baie jong mense en baie ouer mense wat seer gekry het, en dan probeer hulle ontsnap uit hierdie verhoudings, gebroke verhoudings van 'n ouer huis. Hulle skram later weg van 'n huwelik as 'n verbintenis, juis hierom. Baie sulke mense word swerwers, hulle word wêreldreisigers as hulle genoeg geld het. Hulle kom nie tot rus nie, hulle jaag gedurig iets na wat hulle nie kan kry nie. Baie van hulle word gedryf met oordrewe ambisie. Hulle ontwikkel 'n fanatisisme van een of ander soort. En hulle verloor balans uit die lewe. Die lewe trek hulle skeef. En dan word hulle tot iets, hulle wend tot iets wat hulle aandag vol opneem. Dit is vir my verbasend. Stokperdjies wat mense beoefen. Ons kyk so nou en dan van die televisieprogramme. Nou is 'n ander dag hou op. Hy het so groot soos hierdie gebou, seker 10 skure vol ou kar. 'n ander ou versamel dasse, die ander ou versamel bekers. En hulle is die hele dag daarmee besig. Van vroegoggend tot laat. Dis al wat hulle aandag aftrek. En dan dink 'n mens, hoe groot plek het die Vader? Baie mense wat diep seer gekry het, sal dit dalk nie eers wil erken nie, omdat dit so ver en diep in jou onderbewussyn weggebêre is, en dan kan jy nie hierdie normale verbintenisse of verhoudings volhou nie, die gewone man en vrou verhouding nie, en sulke huwelike misluk baie keer, die een aan die ander, in 'n skeisaak op skeisaak, en later skram hulle weg van alle ernstige verhoudings met die teenoorgestelde geslag, en party word self kluisenaars. En hulle sal om die dood nie wil erken dat dit heel waarskynlik is wat iets van uit jou kinderdae is, wat daartoe aanleiding gegee het nie. Soos 'n gebroke ouerhuis of 'n swak verhouding met die pa veral. En aan die ander kant te streng dissipline en te veel kritiek, harde, siniese woorde wat hulle altyd moes ervaar. Né? En weet jy wat, sulke mense gaan 'n bitter eensame ou dag tegemoet. Nou terloops, ek wil net noem dat ek glo mense kan kwaliek streng genoeg wees met kinderopvoeding, mits daar altyd meer liefde as dissipline en strengheid is. Daar moet meer liefde wees. Dan moet nie die dissipline wegval. Ware ouerliefde wat skeef getrek is of ontbreek, veral van die vaderfiguur, het gewoonlik erge negatiewe impak op mense. En party mense kan dan nie tot rus kom nie, en hulle soek ontvlugting op allerlei maniere. Ons het net gepraat van die wêreldreisigers, die wat genoeg geld het, word sulke ouens, en hulle verval dan baie keer oor hulle, veral as hulle jonk is, in die skemerwêreld van dwelmmisbruik. En dit is 'n deel van die samelewing waar jy nie in wil betrokke raak nie. As jy dit lees, is dit net erg.
Dit was onder andere, as jy bietjie gaan studie doen, die ontstaan in die 50-60er jare van die eensterke, wat ons ducktails genoem het, en dit was die hippiebeweging, en dan later het die bendes gevolg, en tot vandag se tyd, waar dit hierdie traagmanie-agtige cool, in aanhalingstekens jeug is, wat jy het, en dit sluit baie ouer mense in. En ek wil vir julle sê, geen vlak van die samelewing is teen die pyn van gebroke verhoudings immuun nie. Daardie gebroke verhoudings raak almal van ons op een of ander stadium. Selfs net verhoudings wat net bietjie skeef trek of bietjie uit balans is. En dan moet jy besef, dis dalk ouers wat self seer gekry het of so groot geword het. Hulle het dalk ook hierdie hardvogtigheid en verskriklike hardheid of ongenaakbare dissipline ervaar. En dan raak die nageslag baie keer ontspoor, van die spoor af. Nou wil ek 'n bietjie statistiek gee. Die statistiek vertel dat daar in die 70er jare in die VSA 10 miljoen plus Amerikaanse vroue enkellopend was met kinders. En dat 5% van hulle was gelukkig eerder as normaal. Net 5%. Dis nou volgens die kinders. Nou, weet jy wat? In Suid-Afrika, en ons voeg Namibië, Suid-Wes-Afrika by, was daar oor die 200.000 vroue die afgelope dekade gediagnoseer as afhanklik van kalmeermiddels. 200.000 blanke vrouens. En hoeveel kinders word geraak daardeur? Hoeveel van hierdie word volwassenes met letsels wat soms net weggesteek is? Maar weet jy wat, die manifestasie kom later uit. Ek het altyd die vergelyking, dis soos 'n ou battery wat jy in 'n solder bære of in 'n kelder. In een of ander tyd as jy sien, dan loop hier 'n sousie by die deur uit. Iets van die onderbewussyn gaan deurkom en dan manifesteer dit. Sielkundiges beweer dat 70% van alle geweld geïnspireerde misdaad gepleeg word deur kinders, wat natuurlik al opgegroei het as volwassenes, wat uit gebroke huise of enkel ouerhuise kom. Die statistiek geld vir ons in Suid-Afrika. Die gemiddelde ouer in Europa, in die VSA, sê die statistiek, en dit is baie onlangs, bring so wat 3,5 uur per dag voor die TV deur, en hulle sê die kommunikasie is tussen 30 sekondes en 1,5 minuut met hulle kinders per dag. Werklike kommunikasie. Nou, ek dink as jy net 1,5 minuut van jou pa of ma kry, om bietjie met jou te gesels, gaan dit nie met jou goed gaan nie. In Suid-Afrika, in Suid-Wes-Afrika of Namibië, hier is hierdie tendens ook al, en baie ouers en kinders is verslaaf aan die TV, en dan aan al die ander elektronika, veral selfone, en dis sonder goeie kommunikasie. Daar is 'n evangelis, Floyd McClung, weet al van hom gehoor? Niemand nie. Tjoe. Die man het iets wonderliks gedoen. Hy het 'n roeping gekry, en dan gaan hy in kroeg in, veral in Europa, en dan het hy die sedelose wêreld aangevat, soos in Holland, en hy het die enaardige gawe gekry van die Vader. Hy bid vir 'n besope persoon, wat so dronk is, hy nie kan staan of loop nie, en as hy bid, as die persoon net daar, vars, nugter en bekeerd. En hulle neem Vader aan. Hy het hierdie, so hy vertel hoe hy in baie wêrelddele jong mense gevind het, sulke swerwenes, wat dan verslaaf is aan allerlei dwelm, en in hierdie vieslike, kan mens sê, vloeibes net te hole is. Maar, hy het verstaan, en die Vader het hom daai gawe gegee, dat hulle is afkomstig vanuit 'n generasie van materialisme
en allerlei ismes, wat Elohim verloon en geen morale waardes het, geen morele waardes. En hulle het glad nooit die hegtheid van 'n gesin geag nie. Nou as 'n mens sou dink, dit gaan beter hier in Suid-Afrika, en ons praat net blanke statistiek, die feite van die saak is dat hulle sê meer as 60% van alle huwelike van blankes eindig in die skeiding. Dit beteken amper 2 uit 3 huwelike land in die skeiding. Moet dit klink vir ons wat hier min of meer normaal glo is, ondenkbaar. Ons het 'n geval gehad nou redelik onlangs, waar ons praat met mense en toe sê die persoon, haar meisiekind, die skoolmaats, en sy het 12 of 15 in die klas, was sy die enigste een wat 'n getroude ouers het. Ek sien daar's 'n paar koppe wat saamkom. Die enigste meisie wat 'n pa en 'n ma het, wat nog saam bly, wat 'n ouerpaar vorm. Dink jy dis ekstreem, of die uitsondering? En daarom het ek glo almal van ons hier geweldig groot rede om Vader te kan loof en prys, waar daar 'n gesonde en morele gesinne is. Maar weet jy wat, die mense hier aan die buitekant, veral die wat kerkloos is of godloos is die produk van baie keer sulke verhoudings. Mens kan die geweldige invloed van die moderne samelewing op ons emosies nie ignoreer nie. Dis hierdie afhanklikheid van rekenaar, selfoon, tegnologie. Dis ook die verstedeliking en misdaad en geweld, die ontworteling van die grond. Mense besef nie meer dat kos kom uit die grond nie. Ons het besjare gemeentelede gehad, ek gaan dit ook vertel, dan kom kuier hulle kinders, ons as ouerpare het baie saam gepraat en gekuier oor die Bybel gepraat, maar hulle is dorpenaars. En toe hulle uitvind, melk kom met 'n koeie se speen uit, toe wil hulle nie meer melk drink. Ons kinders het gedag, 'n beesmisgeveg is groot pret. Hulle het nie daarvan gehou nie. En as ons kinders daar gaan kuier, of ons daar gaan kuier, dan was die vermaak doef musiek op die grasberg, met 'n draagbare radio. Nou die vriendskap het nou nie gewerk nie, veral nie met die kinders nie. Ons mense wil net nie sulke goed erken nie. Ons tyd wat ons neem en vir ander wil gee, of na hulle te luister. Ek dink ons almal is bietjie skuldig daaraan. Jy wil nie graag met 'n volksgenoot gesels wat sulke probleme het nie. Jy wil hom eintlik stuur vir die berader. Elkeen van ons het egter 'n taak in die wingerd. Deur net met so iemand bemoeienis te probeer maak en hom te probeer help. Nou, ons kan oor baie beradingsgevalle gesels sonder om detail te gee. En in Israelse geleedere daar's baie verhale van gebrokenheid, pyn en lyding. Een geval wat ek nooit sal vergeet nie, die jong man het my vertel, toe hy groot geword het sy pa hom gedwing om te kyk hoe hy sy ma slaan. Mense, jy kan nie glo wat jy berading hoor nie, hoor. Daar's baie jong meisies, jong vroue wat vertel dat hulle paas of hulle ooms of oupas hulle seksueel aangeraand het, verkragt het. Daar's baie keer is dit 'n familielid of goeie vriende. En is baie keer van die mense wat jy die minste verwag. In Israel gelede dra ons kennis van verskeie sulke gevalle met baie slegte gevolge. Van daai mense is vandag nog gebroken. Daar's die gevalle wat ouers net kinders weggegooi het. Hulle het net gelos, by wesies afgelaai. Wat dink so 'n kind van die pa-figuur? Hoe gaan hy sy hemelse Vader as 'n liefdevolle Elohim met 'n liefdevolle Vader aan te ervaar? Daar's baie smart wat ons kan vertel. Ons is dankvader hier 'n groep as 'n familie wat min of meer normaal is. Daar's baie paas wat baie hardvochtig is deur kinders.
Terloops, daar's ook fyn opgevoede mense, wat dinge net skeefloop. Ons het 'n geval gehad, waar een dametjie wou selfmoord pleeg, en ek moet hierdie halfskokkende goed vir julle vanmôre vertel, dat jy kan weet, die wêreld hier buite is nie so lekker nie, en selfs in ons eie mense. Die een dogter is dood in 'n ongeluk, en die jongste dogter word toe daarna altyd vergelyk met die goeie een wat dood is. En die kind probeer toe selfmoord pleeg. Wel nie ons nie, maar die mense was net betyds om haar te kon deurhaal. So, baie sulke mense het 'n verwronge beeld van die Elohim. Hulle sien hom deur hulle eie ervarings, en hy word gemeet aan die aardse pa. Hy word vergelyk met die aardse pa. En as daardie ervarings pynlik was, dan gee dit altyd 'n skewe indruk van Elohim. En baie mense wil dan niks van godsdienst al weet nie, nog minder van die Bybel. Hulle skram gedurig weg van eredienste. Ons het mense wat nie wil kampe bywoon nie, toe vat ons uit. Dit is die rede. Die huisgesin is skeef. Daar skort iets, veral in die pa-ouer verhouding. Mense reageer, hulle verwys dan na die vader as iemand baie ver. En hulle word dan geestelike weeskinders, vol pyn, eensaam, verward aan een kant. En daar's van hulle wat selfs 'n masker van voortvarendheid het, en welvarendheid het. En ons het die ekstreme gevalle gehad, wat sulke mense word 'n ekstreme extrovert. Hy kan nie genoeg aandag kry. Julle het al seker mense ook gekry. Hy wil die middelpunt wees van alles, met elke gesprek. Ja. En dan wil hulle nie hoor van Elohim of oor hom praat nie. Ons het geval gehad, 'n paar gevalle met Bybelstudie destyds in die huis, wanneer die geestelike goed besig is, dan skram die mense die hele tyd weg en begin oor ander onderwerpe gesels. Ons kan baie daaroor gesels. Hulle wil nie aanvaar dat Elohim is 'n Elohim van liefde nie. Hulle sien hom net as iemand wat straf uitdeel. En dan verwys die Bybel daarna, dis mense wat eintlik moed verloor het. In sommige gevalle is dit iemand met werklike gebroke gees of 'n stikkende siel. Ons lees in Spreuke, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Nou 'n ander vertaling stel dit so: blydskap laat 'n mens se gesig straal, smart maak 'n mens te neergedruk. En dan Spreuke 18 vers 14. Die gees van 'n man of vrou ondersteun hom of haar in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeheer? En weer eens nog 'n vertalingkie: moed laat 'n mens sy leiding dra. As hy moed verloor het, kan niemand hom dit weer gee nie. En daar's baie mense wat op moedverlose vlakte is. Ek kry 'n ander verhaal, ek vra vir Vader, en hy lei my om te gaan lees van koning Saul se dogter, en ek verstaan eers nie, Michal. En ek wil sê, ek klik, soos op my sê in die moderne taal, dat sy het ook 'n groot probleem gehad. Dalk 'n gebroke gees of gestikkende siel. Want Michal het groot geword onder Saul, toe Saul so 'n bietjie begin, hoe kan mens sê, van die pad afraak. Koning Saul was op daai stadium 'n baie ongeduldige en uiters onseker mens. Veral later toe hy geweet het dat die salwing is van hom al weggeneem en op die jong aan Dawid oorgedra. En hy was geneig tot woedige buie en hatige jaloesie. Julle onthou almal die verhale van hoe hy met sy spies na die jong seun Dawid gooi, né? Sy onbeheerste woede moes ongetwyfeld ook hierdie jonge dogter geraak. Ons ken die verhaal van Saul se jaloesie op koning Dawid, en dit het daartoe gelei dat hy planne beraam het om die jong man te wil doodmaak. Die een verhaal wat amper komies is, so party van ons dalk, as lokaas het hy een van sy dogters nou beloof aan as vrou aangebied vir Dawid, as hy 100 Filistyne sou doodmaak. Ons gaan nie nou op die detail in, maar die wat die storie ken, sal weet wat daar staan.
Saul het gedink die Filistyne gaan seker vir Dawid van kant maak. En dan sou hy tog van hom ontslae is. Maar tot Saul se groot teleurstelling maak Dawid toe 200 Filistyne dood. Nee. En hy het die goedjies aangebring wat hy moes gebring. Saul gee toe vir Michal as beloning aan Dawid. Dit was seker dalk gebruik in daardie dae, maar ek dink nie dis vir enige dogter aangenaam om as 'n item weggegee te word nie. Het jy al daaroor gedink? Wat se respek het jy dan vir jou eie pa? En Saul het weer in een van sy woedebye verval, so erg dat Dawid moet vlug, en Michal het in die stad agtergebly. En etlike jare later keer Dawid terug en hy vind uit dat Michal met 'n ander man getroud was. Ek weet nie of dit daar jeugliefde was nie, ons sal nie weet nie. Maar en teen haar wil en die wil van haar nuwe man het Dawid toe geëis dat sy na hom moes terugkom en is sy heilig met geweld uit haar man se arms weggesteer en aan Dawid terugbesorg. En tog het hy haar eintlik net op 'n afstand gehou. Ek gaan lees maar self 2 Samuel 3 vers 13 tot 16. Dit is eintlik 'n baie hartseer verhaal. En Michal was as die vroutjie soos 'n pion in 'n skaakspel en sy het met soveel bitterheid gereageer. Ek het nie verstaan nie. Ek het eers gedag sy is maar net so 'n bedorwe brokkie of sy het net so gehandel. Maar luister na haar siniese en sarkastiese opmerkings as 'n mens 2 Samuel 6 vers 16 en 20 lees. Toe die ark van Jahwe die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juist deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van Jahwe, en sy het hom in haar hart verag. Dis baie erg, nie reg nie, erg. Vers 20, toe Dawid terugkom om sy huisgesin te sien, het Michal, die dogter van Saul, Dawid tegemoet gegaan en gesê, hoe die koning van Israel homself vandag geëer, dat hy homself vandag vir die oë van die slavinne van sy dienaars ontbloot, soos een van die ligsinnige mense hom sommer ontbloot. Ander vertaling lei so, hoe waardig het die koning van Israel hom vandag gedra? Hierdie is vreeslike sarkasme. Hy het hom heel dag voor die slavinne van sy onderdane ontbloot, soos 'n onbeskaamde mens wat hom sommer ontbloot. Ek dink hierdie vrou was diep seer gemaak. En hoe dit moeilik dit ook al vir mense soos sy is, wat in sulke benarde posisies raak, is daar net een uitweg. Dis Vader Jahwe, Elohim se Vaderhart, wat jy moet aanraak, en dan moet jy vergifnis en vryspraak doen. Nou baie sou kan sê, dis in haar geval onmoontlik. Maar ek glo, al sou dit baie moontlik wees, dit is steeds moontlik om te vergewe en vry te spreek. Maar dis al manier hoe die meeste van ons kan vrykom van pyn, van hartseer, van lyding. Daar's baie mense wat seker erger omstandighede beleef het. Maar wanneer jy vryspraak en vergifnis beoefen, dan word jy vry. En ek glo daar's vandag talle voorbeelde van 'n Michal, dogters van 'n ongenaakbare of hardvochtige of sommer net 'n dwarspa. Maar jy hoef nie soos sy te wees nie. Wat maak die verskil? Elohim se Vaderhart. Net hy kan ons verander en genees en volkome en heel maak. Die punt is, jy en ek moet eers egter kyk, wat se pyn, wat se seermaak het jy ervaar? En deur daardie pyn, hoe dit jou geaffekteer het, en dan die liefde van die Vader kan aanneem en dit nie wegkeer en verhinder nie. Een van die wonderlikste openbarings, as 'n mens mooi daarna kyk in die Bybel, is dat Elohim is ons Vader Jahwe, terwyl hy ook ons verlosser is, en terwyl hy ook die Heilige Gees, Jaroog is. En elke ware Israeliet wat hierdie ontdekking maak, dink ek, kan amper nie genoeg kry daarvan. Ek dink dit is 'n fantastiese wete om te weet, hy is ook ons Vader, dat ons nie net fisies uit hom is nie, maar sy beeld is gemaak is nie, maar dat ons ook weer wedergeboorte, soos hy kan word. Waarom dink baie mense,
wanneer hulle die woord Vader hoor. En ons het nou al hierdie negatiewe goed behandel. Waarom dink jy, broer en suster? As daar by jou iets opkom, wat in jou gemoed pyn veroorsaak, of 'n beklemming, dan wil ek vir u sê, moet u professionele raad soek. Dink jy outomaties aan beskerming, versorging, warmte, liefde of teering? Of skilder die woord Vader vir jou 'n ander prentjie? En jy moet baie eerlik wees met jouself. Wat sien jy in jou gedagte? Wat sê emosie ontstaan in jou hart? Ek wil vir u sê, in die Bybel, wanneer jy dit gaan lees, teenoor God se vyande, teenoor Elohim se vyande, ja, dit gaan nie goed met hulle nie. Mense dink aan die 10 plaae in Egipte dan. Maar teenoor sy kinders skilder die Bybel hom as 'n tere, vergewensgesinde Vader, wat graag by die fynste besonderhede van jou en my lewe betrokke wil wees. En dis nie net 'n pragtige preekie nie, maar die waarheid vir diegene wat dalk skepties is en hierna gaan luister. Elke mens het egter 'n ander idee van Elohim. Want die gevoelens en indrukke wat hulle van hulle eie aardse paas en vaders het, of selfs van ander gesagsfigure, help om die konsep van die Vader, die hemelse Vader, in hulle gemoedere te vestig. Goeie ervarings help ons om Elohim beter te leer ken en te verstaan, maar onaangename ervarings skep verwronge prentjies van Elohim se liefde vir ons. En sulke mense sukkel om dit aanvaar. Het julle al ooit gewonder, hoekom word ons as hulpelose afhanklike babatjies gebore, en dat ons stadig moet ontwikkel na volwassenheid, fisiek, verstandelik, geestelik en emosioneel, totdat ons uiteindelik selfversorgend is. Hoekom het Vader dit so geword? Ek dink, Elohim wil hê, ons moet as babas in die wêreld kom en heeltemal afhanklik en hulpeloos wees, omdat hy wil hê dat die gesin 'n plek moet wees waar sy liefde op so 'n manier uitgeleef word, dat kinders met die gevoel groot word, dat hulle geborge is, dat hulle geliefd is, dat hulle aanvaar word. En dat hulle as gevolg van hierdie liefdevolle, geborge, veilige omgewing sal opgroei om die selfvertroue te hê en daardie opinie van hulle self te hê as wat Elohim van hulle het. Dat jy voel, my groot pappa in die hemel het my net nog baie meer lief as wat my eie ouers wat my baie lief het, my ooit kan hê. Maar wat as jy op een of ander manier deur jou ouers in die steek gelaat is? Wat as die ideaal nie verwesenlik word? Wat as jy daai slegte ervarings het, soos baie keer die seer is? Dan is dit verskriklik moeilik om Elohim te sien soos hy werklik is. En tog is dit noodsaaklik dat ons Elohim se karakter kan verstaan, om te kan lief hê. Ek wil nog 'n paar goedjies sê oor Elohim se liefde vir ons. Om kommunikasie makliker te maak, verwys ons eintlik net na die Vader-eienskappe. Maar dit is belangrik om te sê, ons is sy beeld en gelykenis. En hy het die Adamiese mense geskep, man en vrou het hy hulle geskaap. Met ander woorde, manlikheid sowel as vroulikheid vorm deel van Elohim se geaardheid en karakter, terwyl hy as vader en as manlik beskryf word en terwyl hy ook manlik is. Maar hy het ook daar die sagtheid van 'n vrou, van 'n mamma in sy karakter. 'n Volle openbaring van Elohim se liefde in 'n gesin is onmoontlik tensy daar 'n vader en 'n moeder is om albei hierdie unieke eienskappe van die Elohim se karakter te verteenwoordig. In die geval van 'n enkelouer gesin waar die persoon, glo ek, in Vader se wil probeer wandel en werklik sy aangesig soek, sal Elohim help om daardie ontbrekende liefde van 'n vader of dalk van 'n moeder self te vergoed. Ek wil sê, mits daar gevra word vir Elohim. Maar Elohim se bedoeling as die norm is, dat daar moet 'n vader en 'n moeder wees vir kinders.
omdat hulle saam 'n meer volledige prentjie van Elohim weerspieël. Ek dink daar's 'n tyd dat elkeen van ons in ons eie verlede moet terugkyk en moet sien, wat is daar wat jou verhouding met Elohim op enige manier negatief beïnvloed? Is dit dalk mislukkings, weens gebrek aan liefdevolle versorging van jou ouers, deur hardvochtigheid, op dalk een van die volgende gebiede, en ek gaan net 2 uithaal, ouerlike gesag. Wat my nou skielik dink, mens kom by partyhuise, as jy gaan kuier by vriende, en dan het hulle 'n troeteldier, 'n hond. Nou die hond kan jou op 'n paar maniere kom groet. Jy wil na die hond uitreik, en dan sien jy by baie gevalle, en ons het dit al ervaar, die hond is skugter, en dan hard's ook weg. Hy, of baie bewe, hy is nie baie gelukkig nie, he. Of hierdie hond spring baldadig teen jou op, en wil jou net lekker soen, en te kere gaan, he. Hy wil sy liefde demonstreer met sy tong en sy vuilpote op jou klere. Ja. Maar baie keer is dit so geïntimideerde hondjie, en hy kruip weg, ne? En dan wil ek vir jou sê, ek dink hy sleg behandel, of sy baas hanteer op die goed nie. Daardie uitwindige hond wat jou so probeer, met sy tong lek, glo ek is beslis in 'n liefdevolle huis. Nou, daar's ook die scenario met kwaai honde, maar weet jy wel, selfs hierdie kwaai spesies, as hulle in die regte huis groot word, is hulle vriendelik met jou. Baie van ons mense reageer op dieselfde wyse. Hoe reageer jy teenoor Elohim? Ervaar jy sy teenwoordigheid? Hoe word pyn op die gebied van gesag toegedien? Ek gaan nog een geval noem wat ons gehad het. Een jong man het vertel, dat hy was 'n klein seentjie, en dan hier na middernag, dan kom die pa aan, en hy is besope, onvas op sy voete, en as hy beangst by sy ma wil gaan skuil, om haar te probeer beskerm teen die aanvalle in die slaap, dan word hy ook 'n pak slaag toegedien. Dis die persoon wat hy papa noem. Hoe voel hy wanneer hy die woord vader of papa hoor? Ook as hy later groot word. En toeloops, dit is 'n ware verhaal, ons het dit ervaar. Laaste negatiewe een, baie prostituie. Hulle kan nie deur die lewe gaan, en hulle word nooit herstel. En sy vader drasties ingryp. En so wil ek sê, is daar baie keer 'n gebonde generasie wat strompel deur hulle jeugjare as gevolg van hierdie pyn. En die ergste is, hulle dra dit aan hulle kinders oor. En so gaan dit baie keer van familie na familie, geslag na geslag. En dan ontstaan daar goed wat min mense wil glo en aanglo, naamlik familievloeke en bindinge, wat oor generasies strek, generasievloeke. En daai goed moet gebreek word. Anders gaan dit nie uit jou lewe uit heeltemal pad gee nie. En jy moet professionele hulp kry, as jy agterkom, jy het so 'n binding of 'n vloek oor jou lewe. En daar's baie soorte. Maar jy moet dit gebreek word. 'n Mens kan vra, wie gaan hierdie mense vertroos wat dit het, en waar gaan dit stop? En wie sal 'n vader wees vir sulke mense, want jy en ek is die arms van Elohim vandag. Ons moet vir sulke mense help. Dis nie almal se forte om beraders te wees nie, maar ons moet ook hierdie werk in die wingerd probeer doen. Ek dink, daar's baie meer geïntimideerde, weghardloop hondjies as mense, as wat ons besef. Ons moet weet, Vader is volmaakte liefde. Terwyl ons nou so praat oor kinders en kinderopvoeding, daar's 'n teksie wat op my hart gelê was, Efesiërs 6 vers 4, en vaders, ek wil bylas selfs moeders op, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van Jahweh. Oor die tug en vermaning. Nou, ander vertaling wil hy so, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos Messia dit wil.
Ander punt wat ek wil aanraak, ouerlike getrouheid. My broer en sus, julle geliefdes, weet Elohim noem jou by jou naam omdat jy sy kind is. Maar jy mag dalk diep in jou hart of in jou onderbewussyn sy getrouheid betwyfel. Baie mense sê, ek bid nou al jare lank. En baie keer word mense geloof getoets. Jy bid vir iets en dit gebeur nie, wanneer jy dit wil verwag nie. He? Miskien het jy as kind taamlike afwesigheid van jou pa ervaar, as gevolg van dood of egskeiding. Miskien is jy weesgelaat, soos baie mense wat ek van weet, deur die ouers se beroepe. Want daar's baie mense wat geld en aansien en posisie jaag. Dis dalk bloot beloftes wat nie nagekom is nie, of verwaarlosing wat by jou spook. Daar's die gevalle, na ander dag iemand ek luister nie na die goed nie, maar toe ek so aansit, sien ek hierdie ding, sê ek nie, ek luister nie verder. Hulle laai net die baba af, en dan is dit die ander soortiges, wat hulle moet versorg. En die baba huil vir ure, dat die bure kom kyk wat gaan aan. Sulke kinders word blootgestel, en dit moet julle by julle vriende, en ek glo almal van julle weet dit, waarsku dat die mense het ander gewoontes en ander sedes, en dan word bose demone van welis op sulke onskuldige kindertjies oorgedra. Ja, ek kan my net indink, sulke kindertjies wat agter toe deure sit en snik, nie? Kan jy hoegenaamd nie Vader se teenwoordigheid aanvoel nie. Dis 'n toets, my broers en susters. Wanneer ons in 'n erediens op 'n kampus, behoort jy die Heilige Gees se teenwoordigheid te kan ervaar. As jy dit nie ervaar nie, dan moet jy gaan ondersoek instel. As mense wat sê, maar as hy my so lief het, waarom het ek hom nog nooit aangevoel nie? Die ware antwoord, dis nie Elohim wat jou teleurgestel het nie, maar dis die mense, diegene rondom jou. Want jy meet Elohim aan die reaksie van mense. En dit gebeur veel te dikwels dat ons nie sy stem hoor, en dan dat ons ook nie die hande is van Vader, wat in liefde na ander moet uitreik nie. Hy volg ons met sy liefde, van ons eerste oomblikke af, totdat ons uiteindelik sterf. Moet nooit daaraan twyfel nie. In Elohim se vaderhart is dit dat hy net die beste vir ons wil, soos Jeremia 29 vers 11 dit stel. En hy is besig om vir elkeen van ons wat hom liefhet, iets fantasties voor te berei, wat jy en ek nie eers kan bedink nie. Ek vra vir Vader, en hy lei my na die teks toe, hy sê, 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het, en die hart nie, en die oor nie gehoor het, en die hart van die mens nie in opgekom het nie, wat Elohim berei vir die wat hom liefhet. Hy is besig om vir elkeen van ons iets fantasties voor te berei. En kom ons gee 'n bietjie skrif van wat berei hy vir ons voor. Elohim maak vir ons 'n pad oop. Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Met ander woorde, hy maak vir jou pad. Daar's die profesie van hy maak 'n pad in die woestyn. Elohim skenk ons krag, hy gee vir ons krag, hy berei vir jou eintlik krag voor. Jesaja 40 vers 31, maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hardloop en hulle word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. Wanneer die Heilige Gees in jou werk en deur jou werk, kan jy self in slaap kom, klaar kom. Jy kan werklik in sulke tye staat maak op sy krag. Hy berei dit vir jou voor, hy gee dit vir jou, hy skenk vir jou krag. Derde enetjie, hy berei ons voor vir goeie werke voor, en hy berei, ek glo ook die goeie werke in ons, né? Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, sy skepsel, in ander woorde, geskape in Messia Yeshua. Ons net hier 'n oomblik stil staan.
Hierdie is Nuwe Testament. In ander woorde, jy moet in die nuwe verbond inwees en hom as verlosser en saligmaker aanvaar het. En jy moet aanvaar het, hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy het die Heilige Gees vir jou geskenk, sodat hy in jou is. Né? Geskape in Messia Yeshua. Dis 'n nuwe skepsel in die nuwe verbond. Waarvoor? Tot goeie werke wat Elohim voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Verskriklik belangrik. Jy moet hierdie besef hê, hy is in my. Hy is nie meer daar ver nie. God in ons, met ons, oor ons, by ons. Nommer 4. Elohim berei vir ons 'n tafel voor. Dis 'n huweliksmaaltyd. Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Met ander woorde, jy hoef nie bekommer oor jou teestanders. Hy sê hier teenoor my teestanders. Sien nie uit na die bruilofsmaal. Dis geestelike spyse heel eerste. Dalk gaan daar ook 'n aardse dingetjie op wees, né? Lekker braaivleisie of iets. Hy het die priesterorde ingestel met offerhandes. En die priesters mag, julle is almal konings en priesters. Priesters mag vandag van geëet het, né? 5. Elohim berei vir ons sy loon voor. En Openbaring 22 vers 12 sê, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek gaan loon ontvang, my broers en susters. En dit is nie geld nie. Dis nie geld nie. Dit gaan heerlikheid wees. Dit gaan verantwoordelikheid wees. 6. Elohim berei vir ons 'n plek voor. Johannes 14 vers 2 sê, in die huis van my Vader is daar baie woning. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Ek gaan om vir julle plek te berei. Die vers wat daarop volg, is Johannes 14 vers 3, maar die 7de punt is, Elohim kom ons uiteindelik haal na hom toe. Yeshua kom weer, en hy kom haal ons, hy kom raap ons op, né? En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis die groot bruilof wat gaan plaasvind, waar hy as die Messia Yeshua, hy as die groot bruidegom, ons almal kom by mekaar maak. Ja. En ek wil afsluit deur te sê, Elohim se planne is groter as enige van jou mooi drome. Daarom vertrou hom, volg hom en ontvang sy beste, leef in sy liefde en ervaar nou al sy heerlikheid, want hy is deur die Heilige Gees in elkeen van ons. Amen. Kom ons sluit af. Abba Vader, dankie dat U 'n perfekte, liefdevolle Papa vir elkeen van ons is, wat ons in liefde betrag en wonderlike planne vir ons het, dit wat ons nie eens kan bedink nie. Dankie dat U net die beste vir elkeen van ons 'n gedagte het, en ons loof en prys en eer U daarvoor, in die naam van Messia Yeshua. Amen.